Daar's 'n stem wat in jou kop is, wat niemand anders te hoor nie. En dis dalk hoekom hy so gevaarlik is. Ek wil vandag met jou praat oor daai stem, veral in die stilte. Hey, dis Renier Weideman hierso en vandag wil ek met jou praat oor daai stem wat ons almal ervaar. Daai stille stem in jou kop. Daai stem het my al soveel keer gevang. Die stem van, ek's nie goed genoeg nie. Ek het te laat begin. Ek moes al beter gedoen het in my lewe. Ek het die kans gemis. Daai stem van, mense verwerp my. Mense sien my nie, mense dink ek het alles uitgefigure. Jy weet, daai stem is 'n gevaarlike ene. Hy skree nie, hy fluister. Partykeer klink daai stem baie verantwoordelik. Partykeer klink daai stem soos wysheid. Partykeer klink daai stem soos God. Maar daai stem is nie, want dit dra nie die vrugte van die Gees nie. Daai stem word die boelie genoem. Dat jy self boelie. En jy weet nie hoekom doen jy dit nie, maar jy glo dit. Jy verstaan nie hoekom dit gebeur nie, maar jy glo dit. En hy herinner jou in al die foute wat jy al gemaak het in jou lewe. En dan sy reg. Hy voel reg. Jy redeneer hom reg. Jy redeneer sy wysheid. En hy maak sin. Hy's nie emosioneel nie. Hy's logies. Nou daai stem is 'n downfall vir baie mense. Daai stem maak nie foute nie. Maar kom ons gaan kyk bietjie en kom ons gaan som bietjie daai stem op. Jy kan hom maar dink en sê net wat jy wil, maar ons almal het daai stem. Daai stem is emosioneel. Daai stem is nie verkeerd nie. Hy vat 'n stukkie waarheid, dan dra hy dit totdat hy jou vasdruk in die lewe. Ja, miskien het jy dalk 'n fout gemaak. OK? Miskien kon jy dinge seker maar beter hanteer het. Miskien het jy dalk tyd verloor. Miskien het lewe net nie uitgewerk soos wat jy gedink het dit sou nie. Maar daai boelie vat dit wat hy maak en dit vir jou sê en hy gee dit 'n identiteit daarvan. Hy sê nie jy het 'n fout gemaak nie. Hy sê jy is die fout. En daar begin die probleme. En dit gebeur elke dag met ons. Want as jy glo jy het 'n fout gemaak, dan kan jy leer daaruit. Jy kan groei daaruit, jy kan opstaan uit dit uit en sê, okay, ek gaan nie weer die fout maak nie. Jy kan weer probeer. Maar as jy begin glo dat jy is die fout, dan het jy jou vas. Dan begin jy wegkruip, dan stel jy uit, dan begin jy meer te dink en oor te dink, dan wag jy vir die perfekte tyd. Die perfekte tyd, die perfekte selfvertroue, die perfekte bevestiging van mense. Jy soek altyd daai opinies van mense. Maar eintlik wag jy nie omdat jy dink jy's wys nie of jy dink jy's slim nie. Jy wag omdat daai boelie in jou kop jou oortuig het dat jy nog nie reg is nie. Jy nie probeer nie. Ek bedoel al die suksesvolle mense sê elke keer in hulle koppe, kry hulle daai een dag wat hulle sê hulle gaan dit net doen. En dan doen hulle dit, dan word hulle suksesvol. Hulle het ook daai boelie. Almal dra daai boelie. Pastore dra daai boelie, jy dra daai boelie, ek dra die boelie en ewen kinders dra daai boelie. Ek ken daai stem baie goed. Daai stem wat sê jy moes al verder gewees het. Jy moes al verder gewees het. Kyk hoe lyk die ander mense. Ek ken daai stem wat sê kyk waar was jy? Kyk waar is jy nou? Wat as ek weer bou en ek faal? En dit werk nie uit nie. Die mense gaan vir my lag. Ek ken daai stem. Wat as mense eintlik sien dat ek het nie alles uitgefigure het nie? Dan sê daai stem, is jy fake? Nee, ek probeer weer. Maar hy skep 'n identiteit in jou. Daai stem, as jy hom lank genoeg glo, dan raak dit 'n identiteit.
dan raak jy bang vir mislukking. Jy raak bang om te beweeg. Jy raak bang om weer te begin. Want as jy begin, dan beteken dit mense kan jou sien. Dit beteken dat jy weer verkeerd kan wees. Dit is moeilik, nee. Baie begin en dan val hulle weer. Dan kom my stem in. Sien jy? Ek het jou gesê jy gaan dit nie maak nie. Dis presies waar daai boelie jy wil hê. So ek doen hierdie nie om net 'n show is nie. Ek doen dit want dit is 'n realiteit. Dit maak jou lewe stil dat jy wegkruip. Jou selfbeeld is daarmee heen. Hoe kan jy opstaan as jy nog steeds teen daai boelie fight? Jy fight nie teen ander mense nie, jy fight nie teen ekonomie nie, jy fight nie teen die petrolpryse nie, jy fight nie teen physical mislukking nie. Jy fight teen hom. So ek het baie aan dit gedink en een van my gunsteling verhale was Moses. Dis muggies hierso. Was Moses. Moses het dit begin. Moses is nie hierdie selfvertroue held nie. Toe Elohim hom geroep het, was Moses vol verskonings. Hy vra vir Vader, wie's ek? Met ander woorde, ek is nie goed genoeg nie. Toe Vader hom gevra het, hoorie, gaan lei my volk uit. Toe sê maar, hulle gaan my nie glo nie. Met ander woorde, mense gaan my verwerp. Vader sê vir my, hoorie, soos, trek jou sandaal uit, jy's op heilige grond. Hy sê, ek kan nie goed praat nie. Met ander woorde, ek het dit nie. Ek het dit nie om hierdie honderde duisende mense uit te lei nie. Stuur iemand anderste. Hoor jy dit? Kan jy sien dat ewen Moses dit gedoen het? Dieselfde boelie, net in 'n ander tyd, net in 'n ander woestyn, net in 'n ander man se kop. Maar Elohim gaan nie in lang argumente in. What if they do not believe me? Hy kyk na Moses se onsekerheid nie. Hy vra een eenvoudige vraag. Wat is in jou hande? Nee, hy vra nie hoekom met jy dit, hoekom operate jy nog so nie? Kan jy nie my wonderwerke sien nie? Hy vra nie wat kort jy nie. Hoekom is jy nie al beter nie? Hoekom operate jy so? Hy vra dit nie. Net eenvoudig. Wat is in jou hande? En Moses kyk af en hy sien sy staf. Iets wat simpel is. Iets wat hy alledaags gebruik. Hy het al vergeet hy het hom in sy hande. Hy gebruik dit elke dag. Hoor nou. Hy gebruik dit wat in sy hande is elke dag. Iets wat normaal was en waarskynlik nie, hy sien dit nie eens raak nie. Hy vat dit outomaties. Maar toe Elohim daaraan geraak het, toe gebeur daar iets. Met dit wat hy in sy hande het, dit wat hy gedink het, dit wat hy geag het klein, het Elohim wonders gedoen. En daar's die krag. En dalk is die woorde vir jou vandag. Dalk is dit vir jou. Daai boelie in jou kop wys jou altyd wat jy kort. Ek kort dit, ek kort hierdie, ek kort daai. Maar Elohim wys jou wat jy alreeds het. En ek wys dit, want hierdie is my shofar. Jy het nie genoeg nie. Dis wat die boelie sê. Elohim sê, wat is in jou hande? Daai stem, daai boelie sê, jy's te laat. Elohim sê, wat kan jy vandag doen? Daai lelike boelie sê vir jou, mense gaan my oordeel. Mense gaan vir my lag. Vader vra vir jou vandag, gaan jy gehoorsaam wees? Want miskien in jou staf gaan jy dalk wonderwerke doen. Miskien in jou storie, miskien in jou talente, miskien in jou besigheid, miskien in jou skillset. Jy kan dalk plumbing doen, jy kan dalk karre regmaak, jy kan dalk rekenaars regmaak, jy kan dalk servers regmaak. Ek het 'n foon, ek het 'n kamera, ek het 'n stem, ek het 'n les om te leer. Ek het 'n storie om te vertel, want my gawes is stories vertel.
Miskien moet ek dit dalk gebruik. En jy kyk daarna en jy sê, dit is klein. Maar Elohim sê vir jou, gee dit vir my. Kom ek wys jou, wat kan ek doen? Al wat jy moet doen is, wees gehoorsaam. Dis al wat jy doen. Vat jou skills, vat jou talente, moenie opgee nie. Daai boelie gaan vir jou sê, gee op. Ek moes dit self leer. Daar was tye wat ek gedink het, ek het alles verloor in my lewe. Dinge het verander. Drome het gebreek. Daar's sekere dele van my lewe wat glad nie lekker was nie. Ek het gedink ek gaan dit nie maak nie. Daai boelie in my kop het dinge 10 keer erger gemaak as wat dit eintlik is. Hy sê vir my, kyk wat jy verloor het, man. Nie wat ek het nie. Kyk wat jy verloor het. Kyk hoeveel tyd is agter jou. Kyk hoeveel tyd het jy verloor. Maar ek het verkeerd gekyk. Want daar was nog iets in my hande. Ek vat nou myself. Dis even my besigheid wat ek begin het. Daar was tye wat ek gedoen het. Toe sê ek maar, ek het 'n kamera. Ek het 'n storie, ek kan mense help. Ek weet hoe werk bemarking. Ek weet hoe werk human behavior op 'n sosiale media platform. En kyk, even nou, die regte begin. Klein kamera, my ander groot kameras het ek verkoop saam met die besigheid. Ek het 'n klein kameraatjie. Ek sit hier op 'n klip. Hierdie is my set. Gewoonlik het ek 'n set gebou. Ek was gehoorsaam. Ek het nie gesê ek kan nie dit doen nie, ek kan nie dat doen nie. Die son is nie op die regte plek nie. Ek kan dit net nie doen nie. Waaroor praat ek? Voel ek lus vir dit? Die boelie sê vir jou, jy is nie. So vandag vra ek jou, wat's in jou hande? Nie wat wens jy, wat jy gehad het nie. Nie wat jy verloor het nie. Nie wat iemand anders te dink van jou nie. Wat is nou in jou hande? Kyk rondom jou. Ek het baie vir my staf gesê. Wat kan ons gebruik? Wat het ons? Ons het computers, ons het dit, ons het dat, ons het skills en ons het team. Ons mense is 'n team. Kyk, kom ons doen dit. Kom ons maak 'n movie. Eenheid, een les, een geleentheid. En een ding wat jy vandag moet doen. Hoe wen jy hierdie boelie? Nie deur om met hom te stry nie. Nie deur lang argumente nie. Hallo seun. Jy wen hierdie boelie deur om te beweeg. As jy probeer gaan stry, gaan dit nie werk nie. Jy probeer. Hy sê moenie praat nie. Jy praat. Hy sê jy gaan misluk. Jy kies gehoorsaamheid. Nee, seun. Want die boelie verloor krag wanneer jy begin beweeg. Nie wanneer jy perfect voel nie. So wanneer jy begin vandag. Nie môre nie. Nie wanneer jy goed genoeg voel, wanneer jy selfvertroue terugkom nie. Nie wanneer die boelie stil bly nie. Begin terwyl hy nog praat. Begin wanneer dinge nog nie reg is nie. Om reg te begin is om op te hou glo dat die boelie in jou kop 'n finale woord het. Hy het nie. Jou verlede het nie die finale woord nie. Jou mislukking het nie die finale woord nie. Jou skaamte het nie die finale woord nie. Jou vrees het nie die finale woord nie. Elohim het die finale woord in jou. Wat is in jou hande? Wat hy daar gesit het. Jou talente, jou skills, jou gift, jou kontakte, jou persone. Bel jou kontakte. Kyk wat spoel uit, kyk na die mark. Dit is die regte begin. So as ons weer begin, kom ons probeer weer en hou aan. High five. Nou kan jy blaas. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Blaas hom. Stop the play.
dat ek los hom op. OK, blaas hom. Amper, maak so, maak so. Maak jou lippe bietjie nat. Kyk. Maar mooi. Ja, kyk uit klank wat uitgekom het. Doen dit weer.